So dit was hy maar lekker. I believe you are the Son of God. I believe you died and rose again. I believe you paid for us all. And I believe you are here now. You are standing in our midst. Here with the power to you now, and the grace to forgive. And I believe in you, Lord. I believe you are the Son of God. I believe you died and rose again. I believe you paid for us all. And I believe you are here now. You are standing in our midst. Here with the power to heal now, and the grace to forgive. Lekker môre al die manne. Het julle lekker geslaap? Vanoggend toe ek wakker word, toe wonder ek, Here, kan nog nie net nog 1 uurtjie wees in die aand nie, maar dis juist daar wat die Here sê, dis nie altyd lekker om op te staan nie, maar dis goed om op te staan. So, gepraat van opstaan, ek vra vir jou kom staan, en kom ons maak bietjie die Here se naam groot. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Age to age, and age to age he stands, and time is in his hands, the beginning and the end, beginning and the end. The God at 3 in 1, Father, Spirit, Son, is the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. You're the name, and you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. And you're the name above all names. You
You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Here, dankie dat ons as manne kan saam wees en net U naam kan groot maak. En kan weet dat U vir ons veg. Die woord sê, daar waar U vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, dankie dat ons veg uit oorwinning uit. En dat die oorwinning U sin is. En dankie dat U ons insluit in dit. En die wat glo die reding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God wie ek vertrou, Heer is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, hier sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In ons donker tye, donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Hy is my God wie ek vertrou, Heer is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, Heer sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, Heer is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, Heer sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Is my God, Heer, ek vertrou U groot naam, die wat glo, Heer sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, Heer is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, Heer sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Go sing it weer. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind,
now I see. Dankie Here. Dankie dat ons in U kan vrede hê. Dat U ons nie los daar waar ons was nie, maar U vat ons uit daai klei uit en U kom sit ons op die rots. En maak nie saak van ons geskiedenis nie, U kyk na ons met oë van verwondering en van liefde. En Here, dankie dat niks wat ek al gedoen het kan maak dat U vir my minder of meer lief is nie. Here. Dankie dat U liefde volmaak is vir elkeen van ons, Here. Daarom ons van ons sit en wonder, Here, maar hoe kan U vir iemand soos ek lief wees? Here, dankie dat U in ons gesigte lag en sê jy het nie 'n klou nie. Dankie, Here. Amen. Dankie Jabes. Môre julle, vir die van julle wat nie my ken nie, my naam is Claude. Dion het my gevra om net vir ons te bid, te open. So kom ons maak ons oë toe. Here God, ons kom na U toe vandag. En ek wil Jabes se woorde aanhaal wat hy gesê het. Ons het nie idee hoe lief God ons het nie. Geen idee om wie jy is en wat jy gedoen het, waar jy vandaan af gekom het, wat jy gister gedoen het, wat jy môre gaan doen. Nou ons verstaan dit nie, Here. Ons verstaan dit net as ons Jesus se liefde verstaan en daarvoor sê ek vir U net ongelooflik dankie vanoggend. Ons vra vir U dat U Dani se boodskap sal seën, dat ons sal luister, dat ons sal hoor. Dat ons geestelike ore sal oopgaan, Here. Ons geestelike ore. Bid dit in Jesus naam. Ek het sommer vir Leon gevra, hy vra ons gewoonlik of iemand van storie, het iemand 'n storie om vinnig te vertel of 'n testimony. Dankie Pierre. Ek het vir Leon gesê ek het een. So. Maar dit is eintlik 'n sad story. Maar dit is diep. Ons het vriende. Ons is al jare vriende met die mense. Ons kinders was saam in die laerskool, hoërskool, waarsty. In 'n geval, die vroutjie, die twee vriende van ons, die vroutjie het 'n suster. Sy is lesbies. En sy is so 'n paar jaar terug getroud met 'n vrou wat nou 'n man is. So as ek de mekaar raak hierso, nou moet julle my help. Dit is complicated, maar ons ken die couple al lank, want ons ken ons vriende, ek gaan nie name noem nie, dalk ken julle van hulle. En ek hoor so ruk terug, seker so 3 weke terug, dat die man van die vrou, julle weet wat ek bedoel, is baie siek. En ek bel in die pel vir my, en ek sê, jou skoonsister se man is siek. Ja, nee, sy is siek. Ek sê vir hom, is sy by die Here? En hy kan my nie antwoord nie. Ek sê, kom ons gaan bid vir haar, en as die Here se wil is, dan lei ons haar dalk na die Here toe. Dis nou so 2 weke terug, maar ek kry nie 'n antwoord nie. Hulle bel my nie terug nie. Ek dog, dalk, ek is 'n accountant, ek is nie 'n pastor nie, so dalk is dit, maar ek ken nie die mense al lank. Eergister, wat vandag is donderdag, né? Dinsdagoggend, my vrou sê vir my, ons gaan môre, Vrydag. Môre gaan ons na hulle toe. Hulle het teruggekom na ons toe, ons kan vir haar gaan bid. En as die Here se wil is, as hy nie bekeer is nie, kan ons haar dalk na die Here toe lei. Nee, wag. Dit was Dinsdagoggend. Sy is gisteroggend dood. Sy is gisteroggend dood. Leon, min of meer toe ons daar by Bossa in Silver Lakes was, is sy oorlede. Mense, daar's nie tyd nie. As daar so iets op jou pad kom, nou, gister was vir my, asof die duiwel vir my sê, maar jy moes meer gedoen het. Jy moes jou vriend, want hy het hom 2 weke gevat om my terug te bel. Jy moes vinniger opgetree het, jy moes self na hulle huis toe gery het. In geval. Hoe ek voel vandag is heeltemal irrelevant. Hoe ek gister gevoel het is irrelevant. Dit gaan nie oor my nie.
Ek weet nie of daai vrou by die Here is nie. Al wat ek weet, sy is gisteroggend oorlede. Mense, daar's nie tyd nie. As die Gees so iets op jou hart druk, doen dit. Moenie wag vir jou vriend om jou terug te bel nie. Moenie wag vir jou vriend om jou terug te bel nie. Gaan sommer dadelik na die mense. Ek het nie geweet waar hulle gebly nie, maar ek kon uitgevind het. Maar dit gaan nie oor, soos ek sê, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor dat ons moet dit doen. As ons ervaar, ons moet dit doen. Want ek het ervaar, ons moet vir haar gaan bid. Ek het ervaar, dat dalk is sy nie by die Here nie, en dalk kan ek of iemand daar na die Here toe lei. So, dis ja, ekskuus. Ek gaan afsluit daarmee. Julle weet wat ek probeer sê. Dankie, Leon. Gee my druk. Wat 'n mooi getuienis, manne. Maar ek wil vir Claude hierdie moed gee, en ek weet jy hoe Dani saamstem. Die Here het vir die moordenaar aan die kruis gesê, daai oomblik, vandag gaan saam in die paradys wees. Dani, is dit nie moontlik dat sy by Jesus kan wees nie? Ons weet nie. Dit kan wees. Manne, God se genade en liefde. As die Here my uit my gemorsheid kan kom haal het, manne, julle weet nie waar ek in my lewe was nie. Sê ek nou vir jou, die wragtig. Kan nie vir baie ander, maar kom, ons sê gou vanmôre vir jou daar langs jou, die Here is lief vir jou, man, gee hom sommer 'n druk, daar sê hy, groet hom, daar, ek sê vir hom, die Here is lief vir hom, vir jou, hallo Peri, jy gaan gou vir ons nou, kom hier na toe, kom, ja, sê vir hom, die Here is lief vir jou, en vra hom vir hom, luister man, bless hom sommer so, met 'n lekker skouerdruk, en sê, seën vir hierdie dag van jou man, ja, amen, daar sê hy, Peri het gou 'n storie vir ons. Manne, 30 sekondes van goeie nuus. Ek is 'n Sondagskoolonderwyser en 'n sokkerspan bestuurder van Shining Light se span daar by Plastic View. In elk geval, hierdie Sondag het ek 2 manne na die Here toe gelei. En vanmiddag kom ons by mekaar en ons kry daai sokkeruniform agter mekaar. Prys die Here man, ek gee vir my lekker klap. Prys die Here manne. Voordat ek vir Jabes gesê wil iets met ons deel. Hier is ons gewone boekie, jy skryf jou name van in die boek, maar dan moet ek wraggies vir jou sê, ek het nou weer name gekry. Ek het al 2 kliksbrille boor mekaar om te lees wat jy geskryf het. Ek trek nou by nommer 8 van daai kliks. Hy kan wragtig so ver gaan, ek vat hulle al dubbel. As jy nie kan mooi skryf nie, vra vir iemand om vir jou die nommer in te skryf van jou selfoon asseblief. En dit is jou briefies. Ons het hierdie week 2 ek het vir jou gestuur die briefies. En goed, dis 'n mooi briefies wat ons kry. Skryf as jy iets hulp nodig het of jy wil hê ons moet vir jou bid of jy wil hê iemand wil kom besoek by jou huis of kom hallo sê of sommer net sê man, ek wil 'n koffie nodig. So in hierdie boeke ek stuur hulle vir jou om as jou name en goed hier in as die briefies is hier in. En as jy vir ons vanoggend voel jy wil vir ons 'n R50,000 donasie gee, skryf dit in. Skryf dit in, moenie terughou nie, manne, asseblief. Ja, gooi vir ons 'n geldjie. Ek net vir julle sê, as julle hier uitstap, is daar nagmaal en as jy hier uitstap is daar 'n donasieboks. Die hekke maak toe. Nou toe. Jy kan nie uitgaan nie. Jy moet 'n geldjie betaal. OK, ek sê nou vir jou. Jy gaan nie verder uitry net nie. OK, so hier gaan 'n kaartjie masjien wees. Waar's Martinus? Martinus, wy jou hand. Martinus gaan met die kaartmasjien sit. Ons is op pad, ons gaan 'n bietjie vakansie hou in Mauritius. So ons soek 'n geldjie. Manne, Martinus, kyk 'n bietjie vanoggend met die manne. Keer hulle voor. Niemand gaan karre toe nie. OK. Pragtig. Ons speel op emosies. Daar sy. Manne, kos word stil by die Here. Jabes het vir so 'n mooi storie wat ons moet wil deel en wat so inpas in vanoggend se boodskap. Saam met Dani. Maar voor ek vanmôre gaan wil ek dankie sê. Ek wil dankie sê vir Bossa. Ek wil dankie sê vir hierdie 2 manne voor my, vir Louis, Peri wat getrou elke Woensdag, elke Donderdag. Gee vir hulle 'n klap. Saam met ons is. Dankie. Gisteroggend het ons 'n enorme oggend gehad by Bossa Silver Lakes en hy groei, nuwe gesigte. Dankie vir hierdie man wat kom met sy gitaar en kom sing elke oggend. Dankie vir Dani Lodder wat saam met ons 'n pad stap, 'n baie nou pad in my eie persoonlike lewe. Dankie vir al die sprekers wat hier na toe kom.
wat sê hulle kom om deel te wees van hierdie bediening. En dit is net genade. Dis net die Here wat betrokke is hier. Het gaan net oor hom. Manne, kos word so stil terwyl jy na sy storie luister, en as jy klaar is, dan gee vir ons net so 'n halwe minuut vir stilte, en dan kan Dani kom voortgaan. Manne, ek hou van fietsry, of ek het. Julle kan sien ek ry nie meer baie fiets nie. Maar ek het 'n lekker fiets gehad en die vakansie by die see ry ons fiets en terwyl ek ry ewe skielik, ek gaan teen 'n bult op, ewe skielik voel ek hier my rat is nie reg nie. Iets hy jumpie heeltyd. Try uitfigure wat dit is en toe ek mooi gaan kyk, toe het ek my frame stukkend getrap. Daar waar hy agter die crank inkom, het ek die frame heeltemal afgetrap. So ek vat hom toe in en nou wag ek want dit is 'n warranty en hulle laat weet my toe, luister, na lank gesukkel, hier ons het vir jou 'n nuwe frame, ons gaan jou ou components op die frame sit. So ek sê, okay, wagen, verstaan, is lekker, ek weet, julle het seker al gesien wat kos frames van fietsse deesdae, dis hoekom ek maar meer loop, en pragtig, hulle bel my, hulle sê vir my, luister, maar die components pas nie op die fiets nie. Die seatpost pas, my ou seatpost pas nie op die nuwe frames nie, en my handles pas nie, en ek sê, luister, dit klink vir my soos 'n jou probleem, dis nie, dis nie my probleem as jy dit nie kan fix nie, jy is die ou wat fix die ding. Verstaan, ja, sorry, dis absoluut glad nie my probleem nie. En net daar, toe kom sê die Here vir my in my hart, maar Jabes, dis presies so ek met jou wil wees. Soveel van ons ouens vra vir die Here vir 'n nuwe frame, maar asseblief, los my components. Here, los my seat. Weet jy, my seat, dis 'n lekker ding, maar hierdie comfort zone vir my, los dit. So hier, los my groep set, en die Here sê, luister, ek wil vir jou nuut maak. En ek wil nie net 'n stukkie van jou nuut maak nie, ek wil alles van jou nuut maak. En ons bly vaskyk in, maar ek het klaar. En vanoggend kom sê die Here net weer vir my ook, Jabes, of alles of niks. Ek wil nie vir jou 'n halwe fiets gee nie. Ek wil vir jou volkome nuut maak. Terwyl Dani na ons toe kom, word daar stil waar jy sit. Ag, net vir so 'n minuut, en so jou gedagtes met die Here sommer vanoggend. Vra vir die Here om jou voor hom stil te maak en jou lewe voor hom te bring. Nou daar waar jy sit en stil word en praat met die Here, bid vir ons mannekonferensie die 3 Oktober. Ons het dit nodig. Baie. Ons het gebed nodig. Bid vir die bedieninge. Bid vir wie men. En bid vir jouself. Word net stil by die Here vanmôre. Net dat jou gedagtes met die Here te doen is nou. Dankie manne. Vader, dankie dat U in ons harte en in ons lewens in praat en werk. Dankie vir U geduld met ons. Maar dankie dat ons vandag kan opstaan. Ek wil bid vir elkeen van ons wat hier is, dat ons sal snap wat U Gees in ons lewens regtig wil doen. Maar meer nog, laat ons sal begin saamstap. Help ons deur U Gees. Amen. Ek gaan die gedagte deel wat ek gister by Bossa in Silverlake gedeel het. Dis iets wat in my hart leef vir myself en wat ek mee gechallenge word in my hart en in my lewe. En ek wil vanoggend bid dat jy hierdie uitdaging in jou lewe sal vat. Ek het 'n aanhaling wat ek gereeld lees. Ek het sulke goed, ek het maar my eie boekies en my eie goed waarmee ek werk. En Alvin Toffler het 'n ding gesê wat my 'n riglyn in my lewe is. Hy sê the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write,
but those who cannot learn, unlearn and relearn. Ek lees hom weer. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write. Die ongeletterde van vandag is nie hy wat nie kan skryf of lees nie, maar hy wat nie kan leer nie, wat nie kan ontleer nie, en wat nie kan nuut leer nie. En ons het hierdie uitdaging in ons lewens dat we are set in our ways. Ons het maniere wat destruktief is, wat herhaal in ons lewens. Ek sê nou die dag vir iemand, as ons net 10% van die goed kan doen wat ons al geleer het, imagine wat in jou lewe kan wees. As ons net al die notas wat ons al gevat het, kan toepas, kan jy dink waar gaan jy wees? En dis ons uitdaging. Kom ons wees vandag, kyk mekaar in die oë en ons sê, dis ons uitdaging. Ons uitdaging is ons sê ja Here en ons sê amen en ons hoor die goed en ons maak notas en ons skryf goed neer, maar hoeveel van daai goed pas ons toe in ons lewens? Hoeveel van daai goed vat ons en ons sê, okay, dis ek, dis wat ek nodig het. Ons sukkel daarmee. En ons het nodig om te unlearn. Daar's nie 'n ding van jy's gemaak soos en so laat staan nie. Dis nie hoe God werk nie. God is altyd besig, progressief met ons as manne besig, met ons as mens besig. So hy's die hele tyd besig om in ons te bou, aan ons te werk, deur sy Heilige Gees in ons lewens goed wakker te maak. Jy sien dit aan mense se lewens. Hulle hoor 'n preek, sê amen, maar stap uit en gaan doen presies dieselfde goed. Ons doen dit almal. Ons sukkel daarmee. Ons ander probleem is dat baie van ons gaan in 'n survival mode en ek werk met mense op 'n daaglikse basis. En vir my om in Februarie al te hoor, ek is moeg en ek is klaar en ek is dit, dan wonder ek, waar is jy? Waarmee is jy besig? Wat put jou uit? Wat put jou uit? Jy moet vanmôre 'n bietjie kyk. Weet jy wat put ons uit? Die goed waaraan ons nie geassign was nie. Hoor my. As jy besig is met crap in jou lewe en met 'n sideshow, put dit jou uit. Maar as jy besig is met wat God jou assign het in jou lewe, gee hy vir jou genoeg krag en genoeg genade daarvoor. Maak dit sin? Nou ons groot probleem is, ons bemoei ons met crap rondom ons, en ek gaan my bes doen met taal vandag, ek het gister 2 keer geslip. Ons is besig met crap rondom ons. Ons word baie keer vasgevang in 'n sideshow. Luister fyn vanoggend. Ons laat die sideshow ons energie tap en ons fokus steel in ons lewens. En ons sal moet kyk, waarmee is ons besig in ons lewens? And we need to learn, unlearn and reset on a daily basis. Ons is net in hierdie mold, ons hardloop. Die mense sê dit, mense doen dit, mense meng in. Ek het 'n ding in my lewe, ek luister nie na die geraas rondom my nie. Ek stap weg van gesprekke af wat ek voel, hierdie is niks met my te doen nie. Ek stap letterlik weg van gesprekke af. Ek staan bekend as ongeskik en is okay. Weet julle hoekom? Want ek wil my mind en my hart oppas. Ek is ernstig daaroor. Ek is op 'n plek in my lewe waar ek besef, en hy het vanoggend gesê, ons tyd is kort en ons tyd is min. Nou spot ek en sê ek, miskien is dit oor ek 62 jaar oud is. Laat ek al hoe meer so dink. Ek het nie tyd vir 'n sideshow nie. Ek is besig met wat God my assign het. I'm living that. En dis nie net vir predikante en sprekers nie, dis vir elkeen van ons. En ons moet kyk, waarmee is ek besig? En daar's slegte goed wat gebeur. Weet jy wat maak baie keer ons in ons lewens? 'n Slegte ding gebeur hier, dan word dit my rigting waarna ek hardloop. Dan word dit waaroor ek praat, dan word dit waaroor my energie gaan. Wat van ons bly gefokus en ons kry die rigting in ons lewens. Moenie laat die sideshow jou koers bepaal nie. En hoe kry 'n ou dit reg? Is
Kom bietjie by 'n plek waar ons net bietjie celebrate en ophou moan. Want die sideshow gaan jou altyd laat moan. Die sideshow gaan jou altyd laat kyk na die negatiewe en dink wat moes ek gehad het en hoe moes dit gelyk het en wat kon in my lewe gewees het. Maar wanneer laas het jy geselebrate die wen wat in jou lewe is? Want kom aan manne, dit is nie net bad nie. Daar's wenne en daar's wenne om te celebrate in ons lewens en goed hoef nie altyd perfek te wees nie, maar daar's elke dag 'n wen om vir die Here voor dankie te sê en om die pad mee bymekaar te maak. En vat die klein goedjies in die lewe wat positief is en begin bou daarmee. Ek sê altyd, hoe stop 'n ou wors? Met klein stukkies. En dis hoe 'n ou jou lewe begin bymekaar kry. Jy weet, jy kry hierdie ouens, as hulle inkom, die flippen ligte gaan af. Dis altyd 'n gekarring aan iets en 'n gekarring aan jou en 'n gekarring aan wat is aan die gang en gekarring hier aan. Weet jy wat? As jy dan wil ietsie sê, kom ons begin praat oor die ligte wat aan is. Die Here wil in ons manne se lewens begin bietjie iets doen en is tyd. Ekskuus vir hierdie goeie Afrikaans, né? Maar is tyd dat ons knaters bymekaar kry en as manne opstaan. Is tyd dat ons begin lewe. En ek het 'n B in my bonnet want ek is gevra so 'n paar weke terug, het jy 'n B in jou bonnet oor manne? Ja, ek het. Dis tyd dat ons weer 'n bietjie weer manne word en in die lewe vat en ophou kerm, om te gebruik ek iets anders. Dit is net, ja. Wyse Salomo se stuk, Prediker 4, en jy kan hom maar weer en weer gaan lees, Prediker 4 vanaf vers 20 in jou Bybel. Ek lees hom vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling, is vir my baie mooi vertaal. Hy sê, my seun, my laaitie, luister baie goed na wat ek vir jou sê, spits jou ore vir my woorde. Dit voel so asof hy reguit met ons praat, né? Moet dit nooit uit die oog verloor nie, hou dit altyd in gedagte. Met ander woorde, hier's 'n manier van lewe wat Salomo vir ons wil leer. Hy sê, maak jou ore oop. Kyk bietjie waarmee is jy besig en kyk bietjie wat is aan die gang. Hy sê, my woorde, en dan praat hy van God se woorde, is lewe vir die wat daarna luister, gesondheid vir jou hele liggaam, vir die een wat die betekenis het. En dan kom hy met die beginsels. En hoor nou hierdie ene, bo alles. Mag ek charismaties wees? Ek hou niks van charismaties wees nie, maar sê saam met my, bo alles. Bo alles, né? Wees versigtig wat met in jou hart aangaan. Met ander woorde, check jou eie hart. Check jou eie hart, is jy besig met the main thing? Keep the main thing the main thing. Is jy besig met the main thing, of is jy besig met 'n sideshow, of is jy besig om vir ander 'n sideshow te veroorsaak? Party van ons is 'n professionele sideshow. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Wat jy dink, bepaal jou huwelik, bepaal jou daaglikse werk, bepaal hoe jy met jou medemens werk, bepaal jou attitude in die parkeerterrein. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Moenie lelike dinge sê nie. Bly weg van lawwe praatjies. Nou kom hy by die kern. Hy sê, kyk reguit vorentoe. Moenie na die sideshow kyk nie. Daar gaan altyd 'n sideshow wees. Daar gaan altyd 'n ding wees. Dan is dit 'n iemand wat dit van jou sê, dan is dit iets wat hier gebeur by die werk, dan kyk iemand skeef vir jou, dan is daar probleme in die finansies en ons het daai goed. Daar gebeur goed by die werk. Die sideshow bepaal nie my walk met die Here nie. Ek het 'n walk met die Here. Ek het 'n keuse, ek het 'n passie in my hart en ek leef dit. En daarmee is ek besig. Gebeur daar goed op die oomblik rondom dan. Ek het nou vir Leon gesê, van hier af is ek op pad na iets toe. Daar's een wat skree, maar dit bepaal nie my walk nie. En dis so belangrik.
Gisteroggend praat ek by Bossa in Silver Lake oor hierdie ding en ek sê moenie laat die sideshow jou fokus steel nie. Gistermiddag, ons het so 10 jaar terug in 'n plakkerskamp gewerk en goed afgekom en afgekom op hoe hulle kinders ruil vir huurbetalings en lang stories. En ons het deur 4 jaar se hel gegaan met hofsaake waarby die Hawks betrokke was en alles, en die ouens is nou uit. En so 3 maande terug toe kry ek 'n persoonlike waarskuwing, ek weet waar jy bly en wat, en gistermiddag wragtig, hier kom die goeters my pad langs en ek sê net vir myself, this is a sideshow. Verstaan julle? Is dit groot? Ja, is massive groot wat aan die gang is. Maar dis 'n sideshow. Verstaan julle die fokus wat ons moet hê? Kyk reguit vorentoe en ek haal aan, ek lees uit die Bybel, bly gefokus op wat voor jou is. Merk jou pad duidelik af, dan sal jy seker wees waarheen jy gaan. Meneere, ek dink dit is John Maxwell wat dit gesê het, if you fail to plan, you plan to fail. Wanneer laas het jy gaan sit en jou lewe bietjie beplan? Ek wil jou challenge, vat net 'n stuk pen en papier of vat jou foon en skryf op jou foon en sê, wat is die reguit vorentoe van my lewe? Nie die sideshow nie, wat is die reguit vorentoe van my lewe? En elkeen het sy eie reguit vorentoe. Gaan bepaal hom. Dan sal jy weet waarheen jy gaan. Dan gaan jy sukses in jou lewe wees en dan sê hy, moenie links of regs van jou koers afwyk nie. Moenie na die sideshow se kant toe loop nie. En daar's van ons vanoggend wat moet terugstap na the main thing. Daar's van ons wat vanoggend bietjie moet gaan stil sit en in jou kar ry vanoggend op pad huis toe of werk toe of waarheen jou pad is en sê, wat is die ding waarop ek regtig moet fokus en nie na die kant toe kyk nie. Want weet jy wat is die probleem? As jy na die sideshow kyk, skep dit ook 'n leuen in jou hart, want dan word jy die sideshow. Jy word die goed wat rondom jou gebeur. Jy word die ou wat die mense sê jy is. Gaan dink daaroor. En die probleem met dit is, en ek het dit al 'n spreekwoord in my lewe, soos dit daai ene is wat ek al hier gedeel het, identity precedes your walk. Hierdie ene kan, wens ek kan hom by jou los, is 'n leuen wat geglo word as waarheid, sal die effek hê asof dit waar is in jou lewe. Ek sê hom weer, die leuen wat geglo word as waarheid, sal die effek hê as waarheid in jou lewe. Pas op na wie jy luister. Pas op na waarna jy luister. Pas op om nie te veel te vinnig oor ander mense te sê nie. Moenie jy die een wees wat twak praat in 'n ander ou se lewe nie. Hierdie is 'n goeie plek vir amen. Okay. Gereformeer as jy maak so om jou oor en sê dis waar. Kyk na jou lewe. Mense wat het opinies, luister mooi wat ek vanoggend vir jou sê. Mense het opinies wat nie die gevolge van wat hulle vir jou sê hoef te dra nie. Dis enorm wat ek nou vir jou sê. Mense het opinies, hulle kom met opinies na my toe, dan weet ek, jy het nie 'n klou wat jy nou vir my sê nie, want jy gaan nie die gevolg van dit wat jy vir my sê dra nie. Bepaal jou by jou eie lewe. En dit is soms 'n eensame pad. Manne, moenie 'n pissie wees nie. Vat jou lewe aan. Staan op, weet jy wat, jy is nie alleen nie, die Here is binne in jou. God se gees is aan die werk. Verstaan ons dit vanmôre dat God se gees is aan die werk? En ons kom uit verskillende kerke en dis hoekom ek hou van Wingman, want hierdie is nie 'n kerk nie, dit mag nooit 'n kerk word nie. Hierdie is manne wat by mekaar staan en saam 'n pad loop. Maar weet een ding vanmôre, as jy vir die Here ja gesê het, bly hy binne in jou, is hy binne in jou.
En wil hy jou help, en wil hy jou help om hierdie fokus reg te kry. En partykeer moet jy net sê, bly stil hier langs my, bly stil, of jy hoef niks te sê ook nie. Weet wat maak ek? Ek sê niks. Hulle sê my hele lyf sê vir jou, ek hoor nie wat jy sê nie. Meneere, ons moet ons ou leefstyl begin ontgroei. Ons is nuwe mense. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons help om te reset en ons ou leefstyl begin ontgroei. Dis tyd daarvoor. Dis tyd daarvoor dat ons party ou habits begin laat gaan. Weet jy wat, ons almal het default habits en dit is 'n feit van ons lewens, ons het almal default habits. Ons het goed waarheen ons gaan wanneer ons swaar kry. Wat is jou default habit? Het jy al gaan sit en dink dat daai default habit is juist die ding wat guilt in jou lewe inbring en destructief is? Terug na die storie van Jabes toe. Dit is 'n amazing storie wat hy vertel het. Ek dink nie ons het almal mooi gehoor wat hy vir ons gesê het nie. Sy vrym het gebreek. En hy wou sy ou seat gehad het want hy's gewoond aan sy ou seat. Hy wou sy ou gearset. Ek self het fiets gery. Jy hou van jou gearset. As jy 'n gearset het wat loop, wil jy dit op jou fiets hê. Jy wil amper elke keer as jy 'n nuwe fiets koop, vir hulle sê, sit net hierdie gearset op want jy's gewoond aan daai ritme, jy's gewoond aan daai trap. Jy het jou handles, ek het eendag my fiets vir 'n ou geleen, toe stel hy, want hy wou 'n reis gaan ry en sy fiets was stikkend, toe stel hy aan my handles, maar hy het nie vir my gesê hy het gestel aan my handles nie. Die volgende keer toe ek op my fiets 'n lang pad vat, toe breek my rug, want ek het op 'n ander ou se handleset probeer ry. Hoeveel krap is in ons lewens? Die Here wil dit nuut maak. Hy wil nie net die frame verander nie, hy wil my hart verander, hy wil my direction verander, maar hy wil my mind verander, Romeine 12 vers 2. Dit gaan beteken, ek en jy moet hier uitstap en sê, wat is my koers? Hoe gaan ek hierdie koers loop? Hoe gaan ek hierdie pad loop? Hoe gaan ek maak binne in my lewe? En as jy nie 'n nuwe padkaart vir jouself gaan saamstel nie, gaan jy in die gebroke bekende bly. Nou wil ek met jou praat oor hoe maak ons harte skoon rondom hierdie goed. Nommer 1, meneere, los bitter goed uit. Haal die bitter uit jou lewe uit. My magtig man, hoeveel jaar loop jy al saam met die Here, maar jy loop met daai ding oor jou pa of oor 'n vriend of oor 'n ou wat met jou vrou weggeloop het of oor 'n ding wat by die werk gebeur het. En dit bepaal jou koers tot vandag toe. Ek het hierdie aanhaling iewers gelees. Hy sê, God saved my soul out of the dark. Jy het my aangegryp hierdie. God saved my soul out of the dark. I was bought to be here now. I'm not going back to that has buried me. God het ons geroep vir die nou. Hoeveel van ons leef in die gister? God saved my soul out of the dark. Meneere, dis wat hy gedoen het. Hy het vir jou nie net 'n nuwe frame gegee nie. Hy het vir jou 'n beter gearset gegee. Hy het vir jou 'n nuwe seat gegee. Al voel dit op die oomblik uncomfortable. Hy sit vir jou racks op, hy sit vir jou alles op en hy sê ek het jou gered vir die nou. Hoeveel van ons leef in die gister? I'm not going back to that which has buried me. As daai lus of daai drang kom om terug te gaan na Pont en dan sê I'm not going back to which has buried me. As daar weer 'n tannie aan jou foon se deur klop, dan sê jy I'm not going back to which that has buried me. Wanneer daar weer ou gesprekke kom wat jou mind, want dis wat die ou gesprekke doen. Die ou gesprekke probeer jou elke keer op 'n ou voetpaadjie sit. Ek weier om in die ou voetpaadjie in te stap.
En as jy nie heel maak wat hierdie goed en toelaat dat God dit heel maak nie, dan bloei jy op jou vrou en jou kinders en die mense by die werk en die arme ou in die straat en die ou in die parkering. Ons bloei op hulle. En ons neek mekaar se lewens op. Daar's goed wat ons regtig moet laat gaan en dis maar 'n metafoor wat ek bly gebruik in my gesprekke. Ons het by die kerk nou 'n projek waar ons vir 'n vrieskas op ons stoep neergesit het by die kerk en vir die mense gesê het, vleis wat jy nie in die laaste 3 maande geëet het nie, bring dit vir ons want ons deel dit uit. Jy weet, dis maklik om blikkies kos te gee, maar proteïene is duur, so ons kort so 'n bietjie proteïene. So nou moet jy die goed uit jou vrieskas uithaal en kerk toe bring en ons deel dit uit. Maar weet jy wat? Daar's partykeer nie plek in ons vrieskas vir vars vleis nie. Omdat ons met goed vir 6 maande en 'n jaar in ons vrieskas sit. Dit is presies so in ons privaat lewens. God wil vandag iets vars in jou lewe doen, maar ek wil net hierdie ou seerkruitjie in hierdie diepvries hou. En weet jy wat maak jy? Jy kom vanaand by die huis en dan maak jy daai diepvries, ek bly alleen, en dan maak jy daai diepvries oop en dan sien jy daai ou stukkie vleis, dan dink jy, die ding lê al 3 maande, ek's nie lus om hom vanaand gaar te maak nie, want 'n ou ding is mos nie lekker om gaar te maak nie, maar hy vat plek in jou vrieskas. Laat gaan die bitterheid. En staan op as man. Weet jy wanneer word jy man? Weet jy wanneer begin jy te groei as man? Is wanneer jy besef, niemand anders gaan jou red nie. Net die Here. Dan word jy man. Niemand kan Daniël Lodder red nie, net die Here. Niemand kan my gear set vir my install behalwe die Here nie. As ek dit doen, is dit 'n gemors. Hy is 'n pro, hy weet presies wat ek nodig het. So beplan. If you fail to plan, you plan to fail. So beplan en ek gaan afsluit. Ons tyd is op. Maar ek gaan na daai bekende deelte wat ek nou aangehaal het, Romeine 12, en ek wil hê ek gaan hom so stukkie vir stukkie vat. Ek wens ek kan baie keer 'n vers uit 'n ou se kop uithaal dat ek hom nie kan insit. Dis regtig so, want ons ken dit. Ja, ons quoteer hom. Julle het al klaar Romeine 12 vers 1 en 2 gequote in jou kop. Maar hoor wat sê Paulus? Hy sê ek wil jou ernstig vra. So Paulus kom en sê, dit wat ek nou na jou toe bring is nie net 'n versie nie. As jy dink aan alles wat God vir jou gedoen het, in sy groot genade, gee jouself as 'n offer. As jy dink aan alles wat God vir jou gedoen het, gee jouself. Dis elke dag. Ek praat nie nou van tot bekering kom nie. Glad nie. Dis nie my tema vanoggend nie. Ek praat met manne wat hier is, wat sê, ek is 'n gelowige, of ek is 'n Christen, of ek is 'n kind van die Here. Ek en jy moet ons elke dag self gee. Sê, Here, hier is ek. Hy sê, dis die soort offer waarvan hy hou, en wat jou godsdiens sinvol maak. Nou nommer 2, moenie jou leefstyl aanpas by die gedragspatrone van die wêreld nie. Nou, wanneer ons dit lees, jou ouens interpreteer hom uit hulle godsdienstige raamwerk. Elke kerkou wat hier sit, sal hierdie uit sy eie godsdienstige raamwerk interpreteer, en dis fyn. Maar hoor gou uit Dani se vanoggend in die konteks van wat ek met jou gedeel het. Moenie jou gedragspatrone aanpas by die sideshows wat rondom jou aangaan nie. Maar laat God jou ontvorm. Laat hy jou denkpatrone, nie, hoor wat sê hy, laat hy jou denkpatrone verander. God wil vir ons rigting gee. God wil iets dinamies in jou lewe doen, meneere. Jy is nie net daar om te survive van week tot week en dag tot dag en agter 'n sideshow aan te hardloop nie. God wil iets dinamies in jou lewe doen. Amen. Hy wil.
Hy sê dan, as jy dit doen, as jy jouself gee, dit begin by, wat moet ek doen? Ek moet myself gee. Wat gaan hy doen? Hy gaan hierdie peanut brein van my aanspreek en sê, ek het vir jou iets beter. Wat moet ek dan doen? Ek moet luister na die fluister van sy gees in my hart en daai pad begin loop. So dan gaan ek bitterheid. Ek maak my ore toe vir die sideshow en ek sê nie ek ontken die sideshow nie, ek bestuur hom op 'n daaglikse basis. Maar ek bestuur hom, hy bestuur nie my nie. Amen. En dan sal jy begin onderskei wat die Here wil hê jy moet doen. En jy gaan begin op 'n plek kom waar jy agterkom, maar die Here praat en die Here lei en die Here help en eintlik meneere, die lewe is mooi. Jy's van julle gesigte nou verstar. Kan ek dit weer sê? Die lewe is mooi. Dis die grootste geskenk wat ek en jy ooit kan kry. Waar is jou kop met die lewe? Waar is jou kop? As jy na die sideshow kyk, is dit nie altyd mooi nie. Hoe lyk jou pad? Sien jy hom? Mag die Heilige Gees vanmôre in jou hart inpraat en vir jou sê, ek wil vir jou 'n hele nuwe fiets vry met nuwe seat, met 'n nuwe gear shift, met alles gee. Ek wil jou nuut maak. Ek wil jou nuut maak. En ek en jy moet die wysheid hê om te learn, te unlearn en te relearn. Sodat ons effektief deur die lewe kan gaan. Kom ons sluit ons oë vir 'n paar oomblikke. Waar jy sit, sê vir die Here, Here wys vir my hierdie hele nuwe gear shift en gear set en seat en bars en wys vir my wat U wil hê in my lewe. Help my om net weer my fokus op U te plaas en op te hou kerm oor die sideshow en dit te bestuur, want U kan dit deur my doen. Ek gaan 'n barshou lewe, ek vat dit in die naam van die Here. Hemelse Vader, ons as manne het U baie nodig. Party van ons se lewens skree die sideshow ten hemele op hierdie oomblik. Help ons om ons oë net weer op U te plaas. Sê vir U dankie dat U lock, stock en barrel nuut maak. En laat ons vanoggend haat en bitterheid en seer kan laat gaan. Help ons om te unlearn, te relearn, te reset in die naam van Jesus. Ek bid vir elke man wat vandag hier sit, dat ons sal oefen om bewus van U Gees in ons lewens te leef. En uitbundig hierdie mooi stuk lewe wat U ons gee, uit te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Manne, sit sommer nog so 'n bietjie stil daar by die Here se voete. Ek het op 'n plaas groot geword en ons het 'n plaasbus gehad wat ons soggens oplaai en nou toe ek daar nie die boodskap gee, my pa het saam met my gestap. Daar staan ons langs hierdie grondpad en dan wag ons vir die bus. Dat pa 'n groot army jas aangetree en dan maak hy die army jas toe en dan staan ek voor hom toe met die army jas en dan wag ons vir die ou plaasbus om ons op te laai. En as ek uit die army jas uitgaan, dan vang die koue my. Dan trek pa my terug, hou vas in my weer. En hierdie beeld het vanmôre my opgekom toe Dani dit gepraat het is, bly in die Here se jas. Want as jy uitgaan uit sy jas uit, en jy wil begin rondtrap in die sideshows, gaan die koue jou vang. En ek wil vanmôre vir jou vra, as jy vanmôre daar sit, en jy wil 'n nuwe commitment sommer vanmôre maak met die Here. Sit net daar, maak net jou oë toe.
Sê Here, vanmôre wil ek opnuut fokus na U. Al hierdie sideshows wegkry van my af. Sit net daar, sê Here, vanmôre maak ek 'n nuwe kommitment. En as jy so stil sit en jou oë stil maak, jy hoef nie op te kyk. Jy hou net jou hand op na die Here. Ek steek ook my hand op. Sê Here, vanmôre maak ek 'n nuwe kommitment. Sideshows gaan my nie wegvat van U af nie. Hou net jou hand so uit na die Here toe. Hou net so uit. Hou net so op na die Here. Sê Here, vanmôre is dit net ek en U. As ek hier uitstap, vanmôre stap ek met 'n huppel in my stap uit. Want ek is nuut, ek is weer nuut. Ek fokus op U. En ek wil vir jou bid as jy vanmôre daar sit met jou hand en lig, sê Here, hou elke man vas. Dat die Heilige Gees hom oplig dat hy sal sweef soos 'n arend. En nie sit 'n rondkrap soos 'n hoender onder in 'n nes in 'n klomp mis nie. Dankie Here. Amen. Dankie. Manne, volgende week is Dani by ons by Silver Lakes en dan is dit die donderdag weer by ons hierso. En goed hier by Bossa. Ons het regtig 'n besondere paar maande met sprekers en byeenkomste hier. Julle gaan die line-up nog sien wat ons gekry het. Ek weet ons het ek wil nie nou die name noem nie, maar as ek net so die gedagte hou dit volg die WhatsApps. Maak baie seker jy het voor in daai boeke se nommere 0812171839. Jy moet daardie nommer laai op jou foon. Anderster kry jy nie ons boodskappe en goed nie. Jy gaan hom uitgooi. So maak seker daai nommer 0812171839 is in jou boek asseblief julle of in jou foon. Manne, is daar iemand wat so met ons vinnig iets wil gedeel het voor ons vanmôre weggestap het en afgesluit het? Daar sê ek kom daar na jou toe sit net daar. Ek wil net vir Dani sê. Ek weet nie of ek dit laas keer gesê het nie, maar dis baie onlangs. Ek sit hier op my bed. En die Here skok my want hy sê vir my 2 dinge. Hy sê moenie terugkyk nie, jy sal in 'n soutpilaar verander. En hy sê kyk, ek maak alles nuut. Dit sluit so in met wat hier vanoggend gesê is. Dis baie mooi. Ja. Leonia, ek praat ook te veel deesdae. Daar kom 'n beeld by my op terwyl Dani so praat, eintlik al gisteroggend. En dis 'n beeld van my GPS wat op my telefoon is. Maar ek het nie 'n ding wat teen die ruit vasplak en hy is teen die ruit nie. Nou ry ek met 'n ander kar en ek het nie 'n plek om lekker neer te sit nie. Nou is hy in my hand en ek sit hom neer en daar val hy en hy beland daar by die bestuurdersplek se voete. En ek hoor die tannie meer lekker en ek wil die ding optel en my fokus gaan van die pad af. En toe ek die ding wil optel, toe ek amper van die pad af in 'n ander kar in. Partykeer is ons GPS is God, nie waar hy moet wees in ons lewens nie. En ons kan nie op hom fokus nie. Ons moet lewe en die lewe gebeur. Maar wat gebeur? Ons dinge is nie in orde nie. Eerste dinge is nie eerste nie. Soos wat hy sê hierdie sideshow. Nou die sideshow is alles wat op die pad gebeur. Alles wat in jou lewe gebeur. Maar hierdie selfoon het geval en hy lê hier. En partykeer val hy hier tussen jou voete in en jy is hier onder jou voete in en jy moet hom daar kry voor jy hom stuk kan trap. Party goed raak vir jou te belangrik in die lewe. En jy verloor rigting. Maar die belangrikste is jy verloor jou GPS, jou rigtingwyser, die woord van God. En dan verloor jy purpose in die lewe en jy verloor jou waardigheid daarmee saam. En dan verdwaal jy agter wêreldse begeertes aan. En gierigheid is sulke goed neem jou lewe oor. Ek het 'n baie mooi gesegde gehoor, Leon. 'n Ou het geploeg, as jy van die plaas af kom, dan weet jy kyk mooi, jy hou jou wiel in daai spoor en jy plant mooi reguit. As jy terugkyk, het jy geneigtheid om uit daai spoor te klim. En jy ploeg krom. As jy terugkyk, het jy geneigtheid om Jesus se spoor te verloor. Want jy fokus
Dinge wat agter is, waarin jy niks meer kan doen nie. Los daai goed agter. Amen. Jo, wat 'n mooi beeld. 30 sekondes. Manne, ek beskou myself Engels. Wat's victorious? Oorwinnende Christen, omdat ek die volgende doen. Ek het 'n roeping. Ek fokus op 'n roeping, maar ek moet gehoorsaam wees om daar te kom. En die Here het my daar gekry. Mooi. Baie mooi ou Perie. Baie mooi ou Perie. Nou van as jy praat gou nog ploeg, ek sluit gou af, het 'n oom gehad wat langs ons geboer het. Nou die oom is 'n bietjie onder die prop en toe gaan begin 'n ploeg hy. Hy's onder die prop. Nou het hy sy ou mes die fikkers en trekker. Dan draai die trekker soontoe, gaan die trekker soontoe, maar hy het omtrent 20 keer terug, dan gaan die trekker weer soontoe. Dis 'n ou trekker. Nou sit die man hier agter nog met die ou planter. En soos hierdie oom ry met hierdie, soos nou sit ek en my pa hou die ding nou dop. Ons praat van baie jare dat ek was op skool nog. Dan ry die oom, hy gooi die swets en hy vloek. Want dan is die trekker so en dan draai hom terug as die ouetjie agter, dan gaan hy so. Toe daai milies opkom en staan die een milie lyn so en die ander milie lyn staan so die Daai hele plaas is deurmekaar van die milies. Want die oom drink en 'n ploeg hy met sy ou trekkertjie. Ag, dit's oulik geweest. Dankie manne. Sien julle volgende donderdag. Ek hoop jy het vanoggend iets kon saamvat hier uit in. Regtig. Kom ons Bossa by Silver Lakes is dieselfde as hierdie manne. Dis 'n oulike goeie mooi vraag te vra. Iemand anders vra ek vir my Bossa by Silver Lakes is dieselfde as hierdie Peer. Dis ook 'n restaurantgroep. So ons kom Woensdagoggend ook daar by mekaar. En dan is ons nou besig, ons gaan hier vanaf nog meer in Dal toe in die Weskaap ook. Manne, kom ons hou mekaar so vas, en begin en sluit af by die Onse Vader, hou mekaar so vas en dan sluit ons af. Ek gaan vir ons insit en dan sluit ons af. OK. Hou vir jou daar by jou vas. Lekker. Daar sy staan sommer daar so hand om die lyf. Daar waar jy nou ook staan. OK. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons sonde, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want is die ryk en die sterkte en die eer, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Die Here seën jou, hou jou vas en maak jou paai aan sy. En mag sy liefde en vrede oor jou wees in 'n mooi week vir jou. Dankie manne.